Môre, dis Maandag 28 Julie en ek wil jou vandag herinner aan iets wat jou hele verstaan van profeseë kan verander. Baie mense dink Bybelse profeseë gaan net oor voorspellings van die toekoms. Maar dis net een van 4 maniere waarop die profete gesien het. God het nooit net gepraat oor wat gaan gebeur nie. Hy het gepraat oor wat nou verkeerd is, wat ons nie kan sien en wat hy van bo af wil openbaar. Kom ek wys jou. Haggai het prakties gesien. Hy het die probleem van droogte gesien en geweet. Dis omdat hulle God se huis verwaarloos het. Soos vandag, jy voel dalk leeg, maar jou prioriteite is verkeerd. Malagi het geestelik gesien. Hy het gesien hoekom God hulle nie meer seën nie. Die offers was goedkoop en die priesters was onrein. Soos vandag. Jy sing dalk op Sondag, maar leef geestelik flou deur die week. Joel en Nehemia het in die geesteswêreld gesien. Nehemia het geweet hulle word geestelik aangeval en hy het strategie gegee. Joel het die uitstorting van die Heilige Gees voorsien. Sagaria het van bo af gesien. Hy het gesien wat niemand anders kan nie. Profetiese visioene van die Messias en die eindtyd. Dis soos Johannes later in Openbaring. Hoekom is dit belangrik, vra jy? Want God praat vandag nog so. Nie elke profesie moet klink soos 'n "ek sien jou toekoms" nie. Soms sê God net, jy's besig om die verkeerde goed toe te laat. En soms wys hy jou iets prakties, iets wat jy moet regmaak. In 1 Tessalonisense 5 vers 20 tot 21 staan daar geskrywe: verag die profeseë nie, beproef alle dinge en behou die goeie. Jy moet dus leer om elke profetiese woord te onderskei. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil leer om u stem te hoor in al die maniere waarop u praat. Help my om nie net die mooi profeseë te soek nie, maar ook die een wat my reghelp, die een wat my hart oopmaak, die een wat my karakter bou. Spreek, Here, ek luister. In Jesus naam. Amen. So hier is my geloofsverklaring vir vandag. Ek wil leer uit die woord, nie net uit mense se woorde nie. Ek glo God praat op verskillende maniere en ek sal elke woord toets aan die skrif. So ja, en onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is jou eerbied vir God se stem wat hulle weer op koers bring. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.